Ek is absoluut op vir die chaos in ons land. As ek hierdie pad vergeleë toe ry, die klippe wat uitsteek, die sinkplaat, die swak onderhoud, die gate. En ek hoor daar's 'n horde geld teruggestuur regering toe wat vir paaie geallokeer is en nooit spandeer is nie. Of as ek Pretoria toe ry, daar van Kolinia Ventersdorp toe, daai pad skit vir jou, laat jou tande klap. En dan op 'n plek sê weer perfek. En dan weet jy maar die kontrakteurs is dieselfde betaal. So iemand het 'n groot gemors gemaak met die geld wat ons vir hom gee, wat ons ten dienste betaal. Kry nou daar 'n kind hier, so 12 jaar oud. Ek wil hom iets vra. Nou sien ek goed, ek probeer Afrikaans en hy verstaan nie Afrikaans nie 'n woord nie. Probeer Engels. Hy sou graag het ons Tswana praat, maar ek kan nou daarmee weer niks vorder nie. Probeer toe Engels as middeweg. Daai kind verstaan nie yes of no nie. En ek wonder, maar jy's in hierdie plaaslike skool hier in die lokasie. Wie is jou onderwyser? Waarvoor word hulle betaal? Of ons met die onwettige immigrante, hoor ek, seker dalk 'n roemer, dat daar honderde mense aangestel is, wat nou moet plase besoek om te kyk dat daar nie onwettige immigrante is nie. Nuwe staatsaanstellings met salarisse, met karre, en hulle kan ry daai staatskarre gedaan nie op ons vrotpaaie. Dan wil ek net my hande in die lug gooi. En is ek ongelooflik gefrustreerd. Kan ons iets aan doen? Die Bybel sê, ons kan. Kom ons kyk vandag daarna. Here, dankie dat ons vandag weet, dat U nie in 'n perfekte wêreld ingekom het nie, maar in 'n chaotiese wêreld, met sondaars, en met mense wat mag misbruik, en met pyn en seer. En nie in daardie wêreld verskil kom maak. Wil U dit ook in ons wêreld doen? Leer ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Jakobus 3, van vers 13 af. Hy sê, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bitter naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Tot sover. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Wysheid en verstand het vir ons met kennis te maak. Nou, wysheid is iets wat jy deur lewenservaring kry, en jy hoef nie verstandig te wees nie. My een oupa het maar standaard 2, en hy het ek nooit in my lewe het ek 'n boek sien lees nie, maar hy het baie wysheid gehad, slim planne moes maak, fantastiese kinders groot gemaak. En dan kry jy weer mense wat die verstand het, hulle kan alles onthou wat hulle lees en kan jou onmiddellik korrigeer as jy iets sê en aanhalings uit boeke gee, maar hulle neem die domste besluite. So is daar 'n wyse en 'n verstandige mens onder julle. Dan sê die Bybel, is daar 'n toets wat ek gaan aanlê, wat niks met kennis of standaards of akademie of onthou van goed te maak het nie. En daardie toets is, wat doen daai een met ander mense? Nou sê die kennis en die wysheid kan jy bewys deur jou goeie dade en deur jou goeie dade wat van nederigheid en wysheid getuig. En onmiddellik kom hy in die rigting waarna hy beweeg, nederigheid. Nederigheid het met mense te maak. Die manier hoe ek met mense werk,
dat ek dus baie weet, maar dit niemand weet dat ek baie weet nie, ek hou dit stil. In die regte situasie sal dit na vore kom. Dan 'n klomp negatiewe dinge, as daar bittere naaiwer is, of selfsug, het jy nie wysheid nie. So as mense iets is met wie jy kompeteer, mense iets het wat jy begeer, en jy gee nie om hoe jy dit kry nie, jy wil dit net hê, of dat jy selfsugtig is, dat jy ander nie raak sien nie, dat jy jouself laat geld of bevoordeel ten koste van ander, sê die Bybel, praat jy bog, as jy sê dat jy wys is. Hierdie 3 woorde wat die gevolge beskryf, wanneer mense nie ander mense in ag neem nie, is harde woorde, sterk woorde. Hy praat van aards, sinnelik, demonies. Aards beteken dat dit als word soos 'n klip, 'n mens word maar soos 'n dier. Al die gevoel gaan uit die aarde uit. Daar's nie deernis nie. Of sinnelik. Dit beteken dat dit glad nie geestelik is nie. Daar's nie 'n verstaan van nog 'n groter dimensie nie. So alles wat God doen is eintlik vir my onnodig, oorbodig. Of demonies. Die werk van die bose is om God se werk, die moeilike werk, om in die chaos iets moois te maak, net af te breek. Dis al wat hy doen. Hy kritiseer, hy verkleineer, hy breek dit net af. Dis die gevolge. Jy kan hoe wys wees, hoeveel kennis hê, maar as jy nie reg met mense werk nie, is hierdie die gevolg, is jy eintlik 'n werktuig in die hand van die bose. Want sê hy, dit ons net nog gesien waar daar naaiwer is, en selfsug, anders waar ek ander mense so goed wil hê, of myself ten koste van hulle laat geld, hulle speel hier voor my af, maar ek gee nie om vir hulle nie. Hy sê, as dit my ingesteldheid is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Wanorde. Dit is verskriklik, want God skep juis orde uit chaos, en dit is moeilik. So jy werk teen God se plan. Of allerhande gemeene dade, wat beteken ek verlustig my en ander se pyn en swaar kry. Het gebeur voor my, maar ek gee glad nie daarvoor om nie. En daarom enige iets wat mense nie in ag neem nie, wat nie 'n verskil maak in dit wat mense met mekaar doen nie, moet jy nie oor praat nie. Geen van daai wysheid is iets werd nie. Die wysheid wat van God kom, is interessant. En nou beskryf hy mense wat die vermoë het om met ander mense, wat anders as hy is, oor die weg te kom. Hy praat nie eens van om met jou vriende oor die weg kom nie. Hierdie gaan oor mense wat anders as ek is. Wysheid wat van bo kom, sê die Bybel, en dan noem hy 'n klompie baie belangrike fasette. Wysheid wat van bo kom, is in die eerste plek sonder bybedoelings. Die Engelse woord is pure. Ek het geen agenda met wanneer ek by mense kom nie. Wat hulle sien is wat hulle kry. Dis vredelievend. Lief vir vrede. Uit my hart uit begeer ek dat mense die onmin wat daar is, dat dit verby sal gaan, dat ek mense met mekaar sal versoen, dat daar vrede sal wees. Dis inskikkelik. Ek breek my dus om 'n middeweg te vind. Ek bring 'n opoffering, sodat ons mekaar iewers kan vind. Dis bedagsaam. Dit behandel ander mense waardig. Ek het respek vir mense. Dis vol goeie vrugte. Daar gebeur dinge. Waar ek met mense saamkom, is daar nie net gepraat nie. Ons maak 'n verskil. Dis onpartydig. En by hierdie wil ons vir 'n oomblik stil staan. Dit is die rol van 'n prokureur in 'n hofsaak. Jy hoef nie met jou kliënt saam te stem nie, maar jy moet sy saak so stel, dat hy kan sê, dit is die waarheid. En hier kom een van die groot probleme in dinge wat in ons gemeenskap verkeerd is. Ek weet hoe om my kant van die saak te stel, of mense wat met my saamstem se kant te stel. Maar ek weet nie hoe lyk die saak van die ander kant nie. Die onderwyser wat die Engels gee vir daardie kind. Van my kant af kan ek hom veroordeel en sê, die staat mors sy geld om te betaal. Wat is sy verhaal? Weet ek wat sy naam is? Was ek al in sy huis gewees? Hoor ek wat sy uitdagings is? Onpartydigheid beteken dat ek my so in sy situasie kan indink,
dat hy sê, jy verstaan presies hoe ek voel, hy hoef my nie te korrigeer nie. Of die huis waar ons bly, is hier aan 'n lokasie, is blykbaar 30 polisies, mense in die polisiestasie hier, ek sien min van hulle op beslag, maar hulle loop hier voor my huis verby elke dag. Ek word kwaad vir hoe die polisie sake hanteer, diefstal sake, maar het ek al met hom gepraat? Het ek hom al gestop? Het ek hom al ingenooi? Ken ek sy naam? Ken ek sy omstandighede? Weet ek wie sy familie is? Wat ek skool gaan sy kinders? Onpartydigheid beteken dat ek sy saak kan stel, soos ek my saak stel. En hier kom een van die groot probleme. Dat in hierdie verwydering, waar elkeen vir sy eie kant veg, is daar iemand nodig om dit oor te steek en namens die ander een te kan praat. En die laaste een sê hy, is mense wat opreg is. Wysheid wat van die Here kom is opreg. En nou die belangrike vir ons as kerk, want is daar hoop vir ons land? Kan ons 'n verskil maak? Ons kan. Die kerk is daarvoor geroep. Hierdie is ons geleentheid. Ons teksvers sê dat in die eerste plek daar vrede gekom het tussen mens en God. Die skrif, die 83 vertaling sê, hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God. Die woord wat gebruik is in die Grieks is, dat daar vrede is tussen ons en God. Daar was vyandskap, soos tussen ons en die mense is, wat my lewe so ondraaglik maak. Vyandskap, so was dit tussen my en God. En God het gekom en hy het 'n reuse offer gebring. Hy het na my vlak toe afgedaal, by my kom sit. Ons het vergeet dat hy God is. Ons dag eintlik hy is mens, so naby aan my het hy gekom. En het homself verneder, sodat hy vrede kon bewerkstellig tussen my en hom. En nou sê hy vir ons, julle moet presies dieselfde doen. Gaan bewerk jy nou vrede met mense wat anders as jy, van wie jy verskil. Mense wat jy eintlik baie gemaklik kritiseer. Vrede maak beteken dat daar nie vrede is nie. Dis iets wat ek moet genereer, iets van die grond af kry. Hierdie heling wat gekom het tussen my en God, is iets wat ek moet gebruik, sê die Bybel, om vrede te maak. Vrede genereer. Vrede wat nie nou bestaan nie. En ons moenie afwesigheid aan kontak dink dat dit vrede is nie. Ons beklei nie, maar dit beteken nie as vrede nie. Vrede te maak met mense met wie ek kontak het, van wie ek verskil. En dan moet iemand inisiatief neem om daardie vrede aan die gang te kry. En dit word die kerk se werk. Vrede maak, teen 'n prys vrede veroorsaak, kontak veroorsaak, sodat ek die kans kan kry om vir jou te wys wat die vrede wat in my lewe ingekom het, hoe ek dit in jou lewe kan indra. En daar's baie, ek noem dit goodwill, daar's mense wat anders as ons is, vir wie ons kwaad is, van wie ons verskil, wat graag met ons praat, wat agting het vir ons en omgee vir ons. Kom ons gebruik die kans wat die Here ons gee, om vrede te maak. Here, dankie vir die vrede wat U met ons kom maak het. En dankie dat U ons intrek in U plan om 'n verskil te maak. En ons weet dat die kerk die plan is wat U het. U kinders gaan die verskil maak en hulle doen reeds. Dankie vir wonderlike verhale van kerke, van gemeentes, van individue wat uitreik en versoen en wat kreatief is en wys dat U die Here is. Maak ons deel daarvan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.